Hoe weet ek wat is die wil van die Here? Hoe weet ek dat wat ek wil doen is in lyn met God se wil? Dis ook wat hy vir my wil en wat hy vir my wil beplan. Dis vir gelowiges 'n baie belangrike vraag. Want ons hartsbegeerte is om te doen wat die Here se wil is. Maar nou is die vraag, hoe weet ons? Hoe is ons seker dat om soontoe te gaan is sy wil en dis beter as om soontoe te gaan? Baie keer begeer mense, Here, stuur asseblief 'n helder ligstraal uit die hemel uit. Here, gee asseblief vir my skrif, en dis wat mense soms doen. Hulle druk hulle vinger in die Bybel of hulle kry 'n teks van iewers af en dan is dit vir hulle die finale en amper die enigste deurslaggewing. Hoe weet 'n mens of dit God se leiding is dat hy vir my helder en duidelik sê, soontoe, my kind, dis vir jou die beste pad. Mens kan met 'n verkeerde gesindheid natuurlik vra hier in Matteus 16, vra die Here, die Fariseërs en die Sadduseërs vir die Here, gee vir ons 'n teken. Sê die Here, nee, vir hierdie slegte en afvallige geslag gaan ek dit nie gee nie. Ons is gelowiges. Hoe kry ons leiding na die wil van die Here om dit dan te doen? Ek wil vir u 'n prentjie gee, 'n beeld wat vir my baie gehelp het. En dit is die beeld van die landingsligte van 'n vliegtuig. Dalk het jy al iewers hier in 'n vliegtuig gesit en met daai kamera wat hier op die televisieskermpie voor jou vir jou wys, ons gaan af na die aanloopbaan toe. En dan het jy gesien, voor elke aanloopbaan is daar 'n reeks ligte, 'n lang ry ligte wat vir jou sê, as jy in hierdie kleur lig is, dan is jy presies op die regte helling en in lyn. Maar as die kleur hierdie kant toe wys, dan is jy by ligte wat vir jou, wat van kleur verander. En dan moet jy hierdie kant toe kom. En jy gaan land net wanneer die ligte in lyn is. Dis my beeld van hoe mens God se wil soek. Ek wil vir u 5 ligte gee. En as 'n mens gaan soek oor 'n besluit, of dit nou 'n groot besluit is, ek moet trou, is dit die regte mens vir my? Moet ek self skei, is dit ook God se wil? Moet ek in hierdie beroep bly of moet ek skuif? Moet ek in Suid-Afrika bly of gly na 'n ander land toe? Moet ek hierdie behandeling volg of moet ek 'n tweede opinie soek? As 'n mens by daai groot besluite kom, dan moet jy sorg dat jou ligte in lyn is, dan gaan jy by God se wil uitkom. Wat is die eerste lig? Die eerste lig is gebed. As jy bid, dan kom jy in God se teenwoordigheid. Jy sê vir hom, Here, ek is eerlik, ek is by u. Dan sê jy ook, Here, ek gaan regtig u wil volg. Partykeer sê mense vir die Here, oneerlik, Here, u moet eintlik doen wat ek wil. Want dan maak jy asof die Here Kersvader is en hy's nie Kersvader nie, hy's ons Vader wat in die hemel is. Natuurlik mag jy jou eie begeertes noem, want Filippense 4 sê, jy mag jou begeertes aan God bekend maak met gebed en smeking. En dan kan jy sê, Here, dis my wens, dis my hartsbegeerte, sal dit inpas by u wil en u planne? Dis die eerste lig, eerlik in God se teenwoordigheid. Die tweede is die Bybel, en nie die Bybel wat jy met jou vinger druk nie, dis die Bybelse beginsels. Is hierdie in lyn met die groot liefdes van liefde vir God, liefde vir my naaste en liefde vir myself? Hoe gaan dit daarmee harmonieer? En dat jy gaan soek tot hierdie beginsels vir jou op hierdie ding van toepassing word. En ek weet my beroep, wat ek moet oorbesluit, sal liefde dien. Die derde, en dis 'n groot, en eintlik die grootste ene, my eie mens wees. God lei vir my vir die toekoms, omdat hy vir my in die verlede daarvoor gereed gemaak het. Hy lei nie vir my soontoe en dan skielik totaal in 'n ander rigting. As hy dus vir my 'n sekere belangstelling gegee het, 'n sekere aanleg, dan gaan hy vir my sê,
my wil is dat jy hierdie belangstelling en hierdie aanleg sal uitlewe. As jy hierdie persoonlikheid het en hierdie ander persoon met wie jy wil trou is bypassend, dan is dit my wil, want ek wil vir jou 'n bypassende maat gee, jou toekoms kan jy eintlik bepaal deur te kyk na jou verlede. Wat het God in my laat ryp word? En daarom is belangstellingsvraelyste en ander sulke wetenskaplike goeters 'n soektog na wat God se wil vir my is. Dan is daar 'n vierde landingslig en dit is die wil van die advies van ander mense. Dan gaan ek na volwasse gelowige mense en sê vir hulle, gee vir my, help vir my soek, want ek het blinde kolle. Ek sien net sekere goed raak. As ek nou oor politiek dink, dan sien ek net sekere goed, want dis my verlede. En ek het wat hulle noem 'n bevestigingsvooroordeel, dat ek uit al die feite van wat duidelik voor oë is, sien ek net en ek praat net oor hierdie paar feite, want dit pas by my. Daar's 'n ou Lord Molson wat gesê het, ek sal enige nuwe feite oorweeg wat my bestaande standpunte bevestig. Vra die advies van volwasse, ryp gelowiges, hulle sal vir jou help om by die blinde kolle uit te kom. Laaste kom mens by die omstandighede uit. Dis nie die eerste een. As jy nou skielik 'n wonderlike aanbod kom en iets uit die bloute uitkom, dan oorweeg ek dit net as dit in lyn is met die ander goeders. En as hierdie aanbod kom omdat ek moet soontoe verhuis, dan oorweeg ek dit net wanneer dit in lyn is. Partykeer is dit iets wat 'n wonderlike gawe is, wat lyk asof dit uit die hand van die Here uitkom, maar nie alle gebeurtenisse op aarde is die wil van die Here nie. En daarom moet ons dit toets, is dit in lyn met die ander goed wat hy vir my mee lei. Ons lewe is ingewikkeld. Ons lewe is regtig moeilik om by antwoorde uit te kom. En daarom sê die Here, soek my wil en jy sal gelukkig wees. Ek wil een laaste iets byvoeg. En dit is dat soms, as 'n mens wil wegtrek, dan is dit in lyn, maar hier's ook iets anders wat dalk in lyn is. En dan moet jy, omdat jy nie die eindpunt kan sien nie, moet jy soms eksperimenterend wegtrek. En sê, ek gaan kyk hoe ontwikkel dit, maar heeltyd met die gewilligheid om te sê, as die Here vir my sê tot hier toe en nie verder nie, dan draai ek om. Ek hoop dat jy die wil van die Here in jou lewe sal ontdek en die genade hê om dit te volg. Want as jy die wil van die Here volg, dan gaan jy 'n lewe in al sy volheid hê en lewensvreugde. Kom ons bid daarvoor. Hemelse Vader, ons wil so graag weet wat U wil hê. Ons wil so graag vir U dien deur te doen wat U vir ons helder laat word het. En daarom bid ek dat elkeen wat vandag hier sit met groot besluite in hulle lewe, dat U vir hulle sal helder die landingsligte laat in lyn kom, sodat hulle kan gaan land waar U wil hê hulle moet wees. En Here, as dit nog nie ryp is nie, gee vir ons die geduld om maar te bly en te wag en te soek, totdat U vir ons helder en duidelik sê, hiernatoe. Lei ons in U lig in Jesus naam. Amen. Ek hoop dat U regtig beleef. My lewe is op pad na waar God wil hê ek moet wees. Dit gee vreugde.